Goeiemôre, dit is Sondag die 5de April, Opstandingssondag. En ons kan begin met die goeie nuus, die Here het werklik opgestaan. Ons Here Jesus Christus leef, hy het die dood oorwin. Vanoggend gaan ons saam lees uit Psalm 22, ons deel die goeie nuus van Christus wat lewe. Mag hy saam met ons sy teenwoordigheid, sy nabyheid, ja sy vreugde en sy sterk sorg, sy genade, sy hier wees vir ons as mense beleef. Ons gaan as gemeente ook nagmaal gebruik. Vanoggend is dit 'n lekker nagmaal met lekker wyn en lekker brood. So as jy by die huis wil saam nagmaal gebruik, is jy meer as welkom. Kryf jou iets wat lekker is om te drink, iets wat lekker is om te eet, om jou te herinner aan Jesus Christus, wat vir jou lewe, wat vir jou opgestaan het, wat vir jou die dood oorwin het. Ons word stil voor Here. In 1 Petrus 1 vers 3 sê Petrus, nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Ja, daardie naweek, Vrydag se kruisdood, die lyding, die verslaandheid, die terug aan huis toe, met hartseer, leeg, Saterdag, stil, almal nog geskok, en dan Sondagoggend vroeg, terwyl dit nog donker is, op die eerste dag van die week, 'n nuwe begin. Dan gaan die vroue, Maria Magdalena, na die graf toe, en as sy daar kom, is die graf leeg, en sy hardloop terug en gaan vertel die disippels, en Petrus en nog 'n disipel, moontlik Johannes, hardloop na die graf toe, en wat hulle binne sien is slegs linnedoeke, kopdoek eenkant opgerol. Anders is Lazarus kom uit die graf uit, met sy linne nog aan hom vas opgerol, hy strompel as ter ware daar uit, soos 'n mammie. Jesus se graf is leeg, die linnedoeke waarin hy toegedraai is afgerol, mooi eenkant neergesit. Die disippels gaan huis toe en verstaan nie regtig wat aangaan nie. Maria staan nog en huil, en dan sien sy 2 engele, en hulle sê vir haar, moenie huil nie. En Jesus praat met haar, en sy dog eers, maar dit is die tuinier, en hy vra, waar is Jesus se liggaam? En dan as Jesus vir haar sê, Maria, dan herken sy hom, en besef dat dit hy is. En hy sê vir haar, gaan vertel vir die disippels. En die disippels moes waarskynlik redelik verward gewees het. Die Emmausgangers, as hulle Jesus ontmoet, dan sê hulle, ja, daar was vroue tussen ons wat sê dat die graf leeg is en dat hy lewe, maar hulle glo dit nie lekker nie. Jesus verskyn aan Petrus, Jesus verskyn aan die Emmausgangers, en hulle hardloop in die donker terug Jerusalem toe, om te gaan vertel dat Jesus lewe. Die goeie nuus wat die kerk deur die eeue heen uitdra, deel met mekaar. Die goeie nuus waarop ons gebou is, ja, Paulus sê in Korintiërs 15, indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig is, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is uit die dood opgewek, die eersteling van die ontslapenis. Ons gaan nou saam ons geloof bely in hierdie lewende God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, ja, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Ons het Vrydag Psalm 22 gelees.
vanaf vers 1 tot 22. 'n hartseer, donker psalm. My God, waarom het U my verlaat? Begin die psalm weer. Nou vanoggend gaan ons hom lees vanaf vers 20 tot by sy einde. Wat ons Vrydag by geëindig het, is die psalmdigter wat sê, Here, moet tog nie ver van my bly nie. My bron van krag, kom my gou te hulp. Red tog my lewe van die swaard, my enigste lewe uit die mag van honde. Red my uit die bek van die leeu en van die horings van buffels. U het my geantwoord. Ek wil U naam verkondig aan my broers, en in my byeenkoms wil ek U loof. Julle wat vir die Here ontzag het, loof hom. Julle, die ganse nageslag van Jakob, vereer hom. Vrees hom, ganse nageslag van Israel. Want hy die lyding van die magtelose nie geminag of misken nie. Hy het sy gesig nie van hom verberg nie, maar toe hy hom om hulp gesmeek het, het hy gehoor. Hy is die rede vir my lofprysing, in die groot byeenkoms. My gelofte sal ek nakom in die teenwoordigheid van die wat vir hom ontzag het. Die verdruktes kan eet en versadig word. Wie hom raadpleeg kan die Here loof. Mag julle harte vir altyd leef. Almal tot in die uithoeke van die aarde moet daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor U in aanbidding buig. Want die Here behoort die koningskap en hy heers oor die nasies. Ja, voor hom sal almal wat oordadig leef in aanbidding neerbuig. Voor hom sal alle sterflinge kniel, elkeen wat nie die lewe kan behou nie. 'n nageslag sal hom dien. Hulle sal van my Heer vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. Hy het dit gedoen. Hierdie psalm begin met die verskriklike woorde, my God, waarom het U my verlaat? Ek dink die naaste wat ons onsself daarvan kan indink, is jou kind wat jy by die kleuterskool moet aflos, en hy skreeu mamma of papa, en jy moet werk toe gaan. Jesus deur God verlaat. Ons as mense voel ook soms so, en hierdie psalmdigter het ook so gevoel, en hy skryf, help my, red my. En dan in vers 22, hierdie wonderlike oorgang. U het my geantwoord. Die helse krisis van kruisiging, die doodskrisis van sonde, is opgelos. Die verslaandheid, die verlorenheid, die finaliteit van Goeie Vrydag is verby. Ja, soos Jesus in die kruis gesê, dit is volbring. Ons is volmaak vergewe. 'n ewige lewe. 'n genadige God. Ons deel in hierdie oorwinning, in hierdie hoop, in hierdie goeie boodskap. 'n boodskap wat hierdie psalmdigter sê in vers 3 en 24, ek aan almal wil vertel, ek wil die naam verkondig aan my broers. Ek wil dit verkondig in die byeenkoms. Ja, almal wat oor die aarde ontzag het vir die Here, moet hom dien. Laat ons nogal dink aan wat Jesus sê in Matteus 28 vers 19 vir die disippels, gaan na al die nasies en maak hulle my disippels. In Handelinge 1 vers 8 waar Jesus ook sê, julle moet my getuies wees in Jerusalem, in Judea, Samaria, tot aan die einde van die aarde. Ja, ons begin by die huis, ons begin rondom ons en ons vertel vir almal van God se sorg, van God se trou, van God se redding. Ja, waar ons voel of God ons totaal verlaat het. Waar ons voel of ons dalk self aan die kruis hang. Is die naweek nie verby nie, is die boodskap nie oor nie, is daar 'n opstanding Sondag, 'n lewe, 'n oorwinning oor die dood, 'n ewige lewe. Ja, Jesus het die lyding van almal gedra. In vers 25 sê hy dat God nie blind is vir ons lyding en ons seer nie blind is vir ons gebede en ons smeking nie. God is die genadige God, die God wat lewe, die God wat daar is, die God wat
vir ons redding bewerk het, dat ons nie die dood, die kruis, die straf van sonde hoef te vrees nie. Ja, vir die psalmdigter vers 26, is U die rede vir my lofprysing. Is God die rede vir ons lofprysing vandag, elke dag? Is God die rede waarom ons lewe, waarom ons kan bly wees, opgewonde wees, waarom ons kan deel, waar ons vir die wêreld kan vertel, daar's hoop. Ja, hoop, wat vir ons sê, die verdruktes kan eet en versadig word. Laat ons nogal dink aan die vrou by die put, wat hy vir haar sê, ek het vir jou water, wat maak dat jy nooit weer sal dors gee nie. Water wat lewe gee. Jesus sê, ek is uitsprake, ek is die brood van die lewe. Dat ons in die nagmaal dit met mekaar deel. Die psalmdigter sê, ons kan die Here raadpleeg, ons kan die Here loof, vir altyd. Jakobus sê vir ons, bid, en God sal vir jou wysheid gee, sonder voorbehoud, sonder verwyte. Ons as mense mag dalk sê, ek gaan nie vir jou raad gee nie, want laas keer het jy nie geluister nie. Laas het jy het net in die wind geslaan, en in elk geval droog gemaak. God werk nie so nie. Ja, die hele aarde, sê die psalmdigter in vers 28, moet die Here dien, almal tot in die uithoeke van die aarde. Eendag sal ons deel in die hemelse koor van alle volke en alle nasies, van mense wat voor die Here staan en hom in aanbidding aanroep. Want die Here is die een aan wie die koningskap behoort. Vers 29, aan die Here behoort die koningskap, hy heers oor die nasies. Ja, voor hom sal almal wat oordadig leef met aanbidding neerbuig. Alle sterflinge sal kniel. Ja, elkeen wat nie die lewe kan behou nie. En dit is ons kan nie die lewe behou nie. Ons kniel voor die Here, want hy is die almagtige God. Ons eer hom, ons dien hom, ons deel hierdie boodskap van hoop en vreugde. En dan sê die psalmdigter in vers 31, 'n nageslag sal hom dien. Ja, hulle sal van my Here vertel aan die volgende geslag. Hulle sal hom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. En omdat mense dit gedoen het, omdat mense vertel het, omdat mense bly verkondig het, is ek en jy vanoggend in die kerk. Is ons vanoggend hier saam deel van God se huisgesin, deel van God se geloofsgemeenskap, kan ons ook met vreugde sê, ek deel in die oorwinning van Jesus Christus. Kan ons sê, dis ons, God se nageslag, God se koninkryk, God se huisgesin, God se kinders, God se gemeente. Ja, hy het dit gedoen. God het die mensdom kom red. God het geantwoord. Ook op Jesus se noodkreet. En hy oomblik op die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Moes hy die straf van ons sonde dra. Maar hy word uit die dood uit opgewek, om nooit weer te sterf nie. Die eersteling wat uit die dood uit opgestaan, om vir ewig te lewe, wat vir ons ook 'n ewige lewe waarborg. Maar dis 'n ewige lewe wat ons nie 'n kruisdood gaan kos nie. Wat nie gaan vra dat ek en jy vir ons sonde sterf en deur God verlaat word nie. Nee, dis 'n ewige lewe wat vir ons waarborg. Ons is by God, ewig in sy teenwoordigheid. Ja, in hierdie lewe kry ons nog swaar en seer en gaan ons dit moeilik hê. Maar daar's hoop, daar's lewe, daar's 'n waarborg wat ons vashou. Dan kan ons soos 'n kind rustig agter in 'n kar in die slaap raak, wetende my pa is veilig agter die stuurwiel. Ons het ook vanoggend die voorreg om in die nagmaal dit met mekaar te deel. Hierdie tekens uit te deel wat sê maar God lewe. Daarom gaan ons dit met mekaar deel. Gaan ons sê loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ja, in my nood het ek na die Here geroep. Die Here het my gebed verhoor en my bevry, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Die Here is my krag en my beskerming, dis hy wat my red. Aan sy liefde is daar geen einde nie.
Ek sal nie sterwe nie, ek sal leef en ek sal van die dade van God getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Dis deur die Here gedoen en dit is 'n wonder in ons oë. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en daaroor bly wees, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Die brood wat ons vanoggend breek, is 'n teken van Jesus se liggaam wat aan die kruis vir my en vir jou gebreek is. Neem dit vanoggend en eet dit. En as jy dit proe, as jy dit ruik, as jy dit voel, mag jy verseker wees dat hy ook gesterf het vir jou sonde. Die wyn wat ons drink, wat ons dink aan die bloed van Jesus wat in die kruis gevloei het, wat gedrup het, ja, van die spykers in sy hande en sy voete, wat die hout rooi gekleur het, die grond nat gemaak het. As jy vanoggend hierdie wyn ruik, as jy die soet wyn proe, weet dat God se liefde jou sonde ook vergewe het. Here, wat 'n vreugde beleef ons vandag. Hierdie goeie nuus, Christus het uit die dood opgestaan, hy het die dood oorwin. Meer nog, Here, ons sonde is vergewe. Ons staan voor U vry, sonder skuld, sonder vlek. Sondige mense wat skoon gewas is deur die bloed van die lam, vrygespreek is deur die genade van ons hemelse Vader. Here, mag ons lewe nou 'n loflied teenoor U wees. Mag ons altyd onthou dit wat dit U gekos het, die pyn, die lyding, die offer van 'n volmaakte lewe. Ja, Here, mag die bitter wyn en die droë brood se smaak nooit uit ons mond verdwyn nie. Maar mag ons saam met dit, Here, ook onthou die opstanding en die lewe. Mag ons onthou die lekker brood en die lekker wyn, die vreugde van 'n maaltyd saam met U. 'n bruilofsmaal waarin ons genooi is, waarin ons vir ewigheid in vreugde saam met U gaan wees, in U teenwoordigheid gaan leef. En mag ons nou met opgewondenheid en met blydskap, ja, Here, ook in 'n stikkende wêreld hierdie hoop bring. Mag ons getuig in Jerusalem, in ons gesinne, ons huise, Judea en Samaria, by ons vriende en familie, rondom ons, Here, maar ook tot in die uithoeke van die wêreld. 'n wêreld wat U nodig het. Ons bid, Here, vanoggend vir mekaar, vir genesing waar daar siekte is, vir verligting van pyn, Here, waar daar ernstige pyn is, vir krag waar mense moeg en moedeloos word, vir hoop. Here, ons weet nie altyd van môre nie, maar ons bid dat U vir ons sal wysheid en krag, vrede gee, hoop gee. Ons bid vir 'n wêreld wat gebuk gaan onder oorloë, onverdraagsaamheid. Bring vrede, Here, ook deur ons wat U kinders is. Ons staan voor U in afhanklikheid, in dankbaarheid, kinders van die lewende God. Amen. Mag die liefde van God en die vrede van Christus, ja, deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons wees en bly. Mag dit ons aanspoor om te gaan leef soos wat God vir ons gewys het en waartoe hy ons geroep het. Eensgesind, met simpatie,
vol liefde, goedhartig en nederig. Amen. Halen vrede